God is liefde, juich ons harte en bedink wat liefde doen. Goeiedag julle en baie welkom by vandag se digitale boodskap. Julle, voordat ons begin wil ek julle eers vertel van hierdie wonderlike ding wat hierdie maand in die kerk gebeur, wêreldwyd in die kerk. Nie net in ons kerkie, wêreldwyd in kerke gebeur en dit is die 10de maand dankoffer. En die vraag wat ek altyd vir myself vra is, waar gaan die 10de maand dankoffer dan nou regtig? So natuurlik gaan dit daaroor dat ons tiendes bring, of dat ons hierdie maand meer gee as wat ons gewoonlik gee. Maar dit gaan meer daaroor dat ons hierdie maand bewus raak van waar God in die wêreld betrokke is. Waar kan God ons gebruik? Daar waar hy reeds betrokke is, of daar waar hy werk in hierdie wêreld. Waar kan ek betrokke raak? Waar kan ek dalk my bydrae gee? So ons nooi julle almal uit om hierdie maand opnuut bewus te raak en te gaan soek oor waar is dit waar jy graag wil betrokke raak? Waar sien jy die Here werk en hoe kan jy jouself sien om daar betrokke te raak? En dalk ook vir die Here te vra, Here, hoeveel kan ek hierdie maand bydra? En ons nooi julle uit om regtig saam op reis te gaan met ons. Die 26ste Oktober is ons 10de maand Sondag, of eintlik ons hervormingssondag, waar ons 'n groot moment skep, waar ons uit dankbaarheid vir die Here dankie sê vir al die goeie werke wat hy doen en hoe hy ons ook in staat stel om al hierdie goeie dinge te kan doen. En dit gaan nie net oor ons of die mense wat by die kerk werk nie, maar dit gaan oor God se koninkryk en hoe ons daar betrokke kan raak. Maar voordat ons aangaan, kom ons bid saam. Liewe Here, baie dankie dat dit hierdie maand 10de maand dankoffer is. Here, dankie dat ons weer eens bewus kan raak oor waar U in hierdie wêreld werk en hoe ons betrokke kan raak by die dinge van U. Here, dankie dat U ons in staat stel om 'n bydrae te kan lewer. Here, dankie dat U ons vertrou met hierdie groot verantwoordelikheid om U werk hier op aarde te kan doen. Here, gaan ook saam met ons vandag in hierdie digitale boodskap. Kom maak hierdie tekste vir ons oop, Here, en kom maak ons ontvanklik vir U stem. Ook in ons tyd waar ons in gebed gaan vertoef, waar ons ook vir U gaan vra vir leiding in hierdie 10de maand dankoffer en ook deur hierdie res van hierdie boodskap. Dankie vir alles wat U vir ons doen, vir al die liefde en vir al die genade. Ons bid dit alles in U naam alleen. Amen. So vandag het ek so 'n bietjie wil ek met julle deel wat ons hierdie afgelope week in Kanaven gedoen het met ons uitreik. Dit het my nogals diep geraak. Ons het 'n bietjie met tekste daar 'n pad gestap of op reis gegaan met tekste. Maar wat ek hierdie week besef het is, dis nogals vreemd hoe tyd werk. Die afgelope week het dit gevoel asof ons is besig met sekere dinge, maar ons kom nie klaar nie. Hierdie was regtig 'n fantastiese belewenis geweest. Ons het verskriklik baie geëet en hulle het ons so baie goed laat ervaar, van 'n Karoo dag tot die ouetehuis, tot alles wat ons al gedoen het, was net 'n belewenis. In die oggende het ons opgestaan, ons het begin met 'n stilte tyd. Ons het dan dadelik na of die ouetehuis of die vroutjies se skooltjie toe gegaan, daar gewerk, 10 uur weer terug by die kerk om met die dorp se kinders daar 'n geestelike program te lei, en dan die middag het ons nou weer aangegaan om met die projekte waarmee ons besig was. En hier is waar ek eintlik vandag wil praat. Dis baie vreemd hoe tyd werk en hoe ons oor verandering dink. Ons werk hard, jy sweet, jy probeer 'n verskil maak, en baie keer wonder ons, beweeg ons vorentoe? Ons sien nie altyd die verandering dadelik raak nie. So die eerste dag wat ons daar is, voel asof dit nie kan ophou nie. Dit is te lank, dit voel net asof ons enigstens vordering maak nie. Jy gaan slaap en wonder, Here, gebeur daar eintlik iets hierso? Sien die kinders raak wat ons besig is om te doen? Sien ek raak wat ons besig is om hier te doen? En daar's 'n muur wat nog steeds nie klaar geverf is nie. Daar's 'n kind wat nog steeds hartseer lyk, of dalk 'n gesprek wat ons het wat doodloop. Die verfblikke sien ons raak leer, en die kos raak minder, maar die kinders is nog honger en die mure is nog steeds nie klaar geverf nie.
En dan voor jy jou oë uitvee, is die week ewe skielik verby, die werk is gedoen, en jy kyk terug en jy dink, kyk hoe mooi lyk dit. Dis nie groot en dramaties nie, maar dit is diep en dis stil en dis eg. Nie omdat ons nou ewe skielik goed beplan het en alles nou mooi uitgewerk het nie, maar omdat God stil gewerk het. In en deur ons. En toe besef ek, God se lig werk stadig, maar dit verander alles. Ons het met ons geestelike program, met die tieners spesifiek wat saamgegaan het op die uitreik, 'n pad gestap deur 2 Korintiërs 4 vers 5 tot 6, of eintlik van 1 tot 6, en met Psalm 8, en vanoggend gaan ek ook ietsie sê oor 2 Korintiërs 3 vers 8, maar kom ons lees 2 Korintiërs 4 vers 1 tot 6. God is baie goed vir my. Hy het my aangestel as sy dienaar, om die goeie nuus oor Christus te gaan oorvertel. Daarom kry probleme my nooit onder nie. Ek bly weg van al daardie lelike dinge, wat mense in die geheim aanvang. Ek bedrieg nooit ander mense nie, en ek verdraai nie God se woord om by my eie sienings te pas nie. Inteendeel, ek praat oop en bloot oor die waarheid. Mense kan daarom elke woord glo, wat ek in die teenwoordigheid van God uitspreek. As dit wat ek oor Christus sê vir party mense onverstaanbaar is dit net hulle eie skuld. Dis omdat hulle op pad is na die doderyk toe. Hulle het toegelaat dat die God van die donker wêreld hulle blind maak. Omdat hulle nie glo nie, is hulle lewe nou pikdonker. Daarom sien hulle nie die lig wat die goeie nuus oor Christus in mense se lewe bring nie. Hierdie goeie nuus handel oor Christus. Hy wat so vol glorie en heerlikheid is. Christus is ook die ewebeeld van God. Hy wys vir ons wie God regtig is. Wanneer ek preek, vertel ek nie allerhande stories oor hoe belangrik ek is nie. Nee, ek preek slegs oor Christus. Ek vertel vir almal dat hy die Here oor alles is. En ek, wel, ek is julle diensknegt, wat net een doel voor oë het. En dit is om julle te dien met die goeie nuus. Jesus verwag dit van my. God het heel aan die begin gesê, laat daar lig wees. Laat die donker verdwyn. En dieselfde God wat dit gesê het ook op 'n dag my lewe nuut gemaak. Hy het met sy helder lig in my donker lewe kom skyn. Toe het ek vir die eerste maal besef hoe groot en vol heerlikheid hy is. Dit het natuurlik gebeur toe ek van aangesig tot aangesig met Jesus Christus te staan gekom het. Paulus skryf hier aan 'n gemeente in Korinte. Mense wat self moeg is, wat moedeloos is en wat gewonder het, maak my geloof sin. Is dit wat ek doen nie moeite werd? En dis 'n tyd van onsekerheid natuurlik. Meeste van hierdie briewe is geskryf in 'n tyd van onsekerheid, 'n tyd waar hulle nie meer geweet het wat se kant toe nie en nie geweet het wat kom nie. En een van die verse wat baie sentraal staan in hierdie teks is vers 6. God wat gesê het, laat daar lig wees, het in ons harte sy lig laat skyn. Dis ongelooflik. Die selfde stem wat die son laat opkom het, en wat elke dag die son laat opkom het, laat nou geloof in ons harte opkom. Omdat ons van aangesig tot aangesig voor Christus staan. Dieselfde son wat ons in die oggend sien opkom, daai selfde lig is die lig wat in ons lewens skyn, wat ons lewens verhelder. En hierdie God wat die sterre ophou en die see se grens bepaal, ken jou op jou naam. Dit is hierdie wonderlike ding, die God wat die son laat opkom, is dieselfde God wat vir my en jou ken. Hy ken ons op ons naam. Hy is ook die onderhouer en instandhouer van elke liewe ding op hierdie aarde. Hy weet van ons moedelose tye, en hy weet, jy gaan weer moedeloos raak. Dis eintlik hierdie onverstaanbare ding, is dat God weet jy gaan moedeloos raak, maar hy is ook die een wat jou uit die moedeloosheid haal, want hy bring jou nie in die moedeloosheid nie, maar dit beteken dat God ken jou, hy weet waar jy is, en hy weet hoe om jou te help. Hy is die enigste een na wie toe ons kan gaan, wanneer ons so verskriklik moedeloos is. Hy los jou nooit in daai omstandighede nie. Wanneer ons in hierdie tye staan, amper soos
Jona, ons het die geestelike program wat ons met die kinders gedoen het oor Jona gegaan, en die Hebreëse woord waar Jona in die vis se maag is Sheol, 'n plek van duisternis, van totale, Engels sê dit eintlik beter, misery. Dis hartseer, dis net donker, kan nie die lig sien nie. En dit is amper asof daar geen uitkomkans is nie. En ek besef dit gaan regtig baie oor hoe ons daarna kyk. Net soos jy nie self in hierdie donker ingekom het, gaan jy ook nie self daar uit nie. Dis God se lig wat ons uit hierdie plek van donkerte uitbring. En lig uit hierdie teks is nie net iets wat ons ontvang nie, maar dit is iets wat ons verander. Dis nie die lig wat ons ontvang waar die belangrikheid lê nie, maar dit gaan oor wat die lig binne in ons doen en hoe ons dan nou aan die ander kant uitkom. Dit verander ons wanneer ons kies om dit raak te sien. Dit bring lewe waar daar op 'n tyd donkerte was. Dit bring geloof waar daar twyfel was, hoop waar daar moedeloosheid was. En hierdie lig is nie net iets wat ons sien nie, maar dit is iets wat God in ons doen. Paulus skryf in 2 Korintiërs 3 vers 18, en wat nou net die teks voor hier is die laaste vers van hoofstuk 3, en ons het dan aangegaan na hoofstuk 4 toe, maar hy sê, ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Die heerlikheid waarvan daar hier gepraat word is die lig. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, die lig wat van ons uitstraal, dit neem steeds toe. Dit kom sê ook dat die lig van ons sal uitstraal. Nie sommer net vinnig en dat dit oornag alles ewe skielik beter gaan wees en die mense gaan ons net ewe skielik nie meer herken nie, maar dit is 'n proses van transformasie en verandering en is eintlik 'n belofte dat dit vir altyd sal aanhou. Die heerlikheid wat van ons uitstraal neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Hierdie is lig op lig, heerlikheid op heerlikheid. Dit is die heilige kuns daarvan om ook in dit te volhard, om te bly wag op die Here. En dit is amper soos as ons van 'n sonsopkoms hou, of van 'n sonsak hou. As ons die hele aand lank in donkerte gaan wakker bly en gaan wag net vir die son om op te kom, gaan dit ons mal maak. Ons gaan ongelukkig wees, want dit gaan verskriklik lank vat. Alhoewel ons weet dat die sonsopkoms op die einde van die dag mooi gaan wees. En as ons heeldag net wag om vir die son om af te gaan ons ook ongelukkig wees. Want dit gaan net forever vat vir die son om af te gaan. En hierdie vraag van ons, om God te soek, in die dag of in die nag, en te weet, dat God lê nie net in die toekoms of in die verlede nie, maar God lê in die hier en nou. Hy is saam met jou, hy is aktief besig, hy is besig om lig deur jou te laat skyn. Hy kom gee vir ons sy lig. Wanneer ons hierdie tekste lees, kan ons daarin berusting vind en vrede dat ons nie op ons eie is nie. Dit is God wat deur ons werk. Albei tekste sê dit vir ons. Soms sien jy dit nie self raak nie. Dis amper soos, toe my ouma vir my gesê, toe ek klein was, sê, joh, kyk hoe groot het jy geword. Dan dink ek, ouma, ek het nie groot geword nie, my ouers sien dit dalk selfs ook nie raak nie, maar ouma sien hoe groot jy geraak het, sy sien hoe jy verander het, sy sien hoe jy meer 'n volwasse man raak. Dit is amper so bietjie hoe God werk. Stil, geduldig, op sy tyd. Ander mense sien dit raak, jy sien dit net nie altyd raak nie. Die realiteit is ons moeg by die uitreik. Ons sien nie hoe God werk nie, maar die ander mense sien hoe God werk. En dit is interessant eintlik, dat elke aand wat ons 'n refleksie gedoen het en vir die kinders gevra het om iets te sê, het hulle antwoorde soveel dieper deur die week geraak. En ons weet dat die Here is besig met een en elkeen van hierdie kinders. Ek wil vir julle ook 'n storie vertel van 'n Chinese bamboesboom. Wat eintlik die tema uit God se tyd is perfek. Daar's 'n storie van hierdie boom. Jy plant dit, jy gee dit water, jy versorg dit vir 5 jaar lank. In die eerste jaar gebeur daar niks. In die tweede jaar gebeur daar niks, derde jaar en vierde jaar dieselfde, niks. En dan in die 5de jaar, skielik skiet dit op 30 meter hoog in 'n paar weke.
En ons kan ons afvra, hoe gebeur dit? Dit het nie net ewe skielik opgegroei in 'n paar weke nie, maar dit het vir 5 jaar lank onder die grond gewortel. En dis hoe God werk. Terwyl ons dink, hy's stil, is hy besig om jou wortels te versterk. Terwyl jy dink dat daar niks is wat besig is om te gebeur nie, is hy besig om jou gereed te maak om te groei. Vinnig en kragtig, wanneer sy tyd reg is. God se tyd is nie op ons horlosies nie. Ons praat baie keer oor Kronos tyd en oor Kairos tyd. Kairos is God se tyd, sy perfekte tyd. Kronos tyd is die tyd wat ons verstaan. Kairos is 1000 jaar is soos 'n dag en 'n dag is soos 1000 jaar, wat ons in 1 Petrus lees. Of ja, die lig wat deur jou skyn. In Psalm 8 sê ons ook, die teks waar ons gepraat het ook hierdie week, wat sê, as ek die hemel aanskou, die werk van u vingers, wat is die mens dat u aan hom sou dink? Hy begin eintlik, Here ons Here, hoe wonderbaar is u naam oor die hele aarde, u naam word oor die hele aarde geprys. Maar dit is hierdie besef dat jy staar na die sonsopkoms, jy staar na die verandering wat jy raak sien, na 'n tyd wat jy, as jy terugkyk en jy kyk net en jy sê, Here ons Here, hoe wonderbaar is u naam, of hoe glansryk is u naam. U naam word oor die hele aarde geprys. Ek sien 'n video hierdie week ook van 'n klein seentjie, Elian. Hy, daar was eintlik 'n video wat baie bekend geraak het nou die laaste tyd, waar hy die Bybelboeke so opnoem, maar hy vra 'n vraag aan sy ma, mamma, wat is fout met my? En sy ma vra toe die vraag terug vir hom en hy sê toe, my beentjies en my koppie. En sy verduidelik, en sy vra toe vir hom, wat moet ons doen as mense vir jou kyk? Want natuurlik kyk sy maatjies nou vir hom, en sy sê, wat moet ons doen as mense vir jou kyk, Elian? En hy sê, liggies skyn. En sy vra, sodat wat kan gebeur? En hy wys net so op, en hy sê, sodat almal se oë na God toe kan draai. En dis dit. Dit is wat in hierdie tyd gebeur. Dis die kern van die evangelie in eenvoudige kindertaal. Ons laat ons lig skyn. Nie omdat ons oulik is, of wat ons goed beplan, of ons hard werk, of enige dinge soos dit nie. Maar ons het op so 'n manier lewe, dat God ons kan gebruik, sodat sy lig deur ons kan skyn. Sodat mense deur ons na God kan kyk. Wanneer mense iets mooi in jou sien, dis nie omdat ons groot is, of enigiets soos dit nie, maar dis omdat God groot is, en omdat hy goed is. Ons weet nie wat die dag van môre bring nie, en daarom sê Jesus ook vir ons, moenie bekommer oor die dag van môre nie. Vandag het sy eie dinge. Want God is nie net in môre nie, hy is in vandag. In vandag se sonskyn, vandag se asem, en vandag se kans om jou hart opnuut vir God te gee. En vandag wil ek julle uitnooi. Kom ons gee ons harte opnuut vir God. Erken dat ons nie die lig self maak nie. Erken dat God die een is wat ons lei, ons vorm en ons onderhou. En dat sy lig, dieselfde lig wat die aarde verlig het in Genesis 1 vers 3, is dieselfde lig wat vandag deur een en elkeen van ons skyn. Mag ons op so 'n manier lewe dat almal anders God se lig deur ons sal sien skyn. Kom ons bid saam. Liewe Here, baie dankie vir hierdie wonderlike voorreg wat ons het om oor u lig te praat. Here, oor u werk en alles wat ons eintlik nie eens raak sien nie. Here, u werk in stilte. U werk waar dit ons verstand te bowe gaan. Here, mag ons geduldig op u bly wag en mag ons op met in elke aspek van ons lewe u lig probeer skyn. Nie omdat ons oulik is nie, maar dat ons oop is vir die kragtige werking deur ons. Soos wat 2 Korintiërs 3 vers 18 ook sê, Here, die heerlikheid neem steeds toe. En dit is nie ons nie, Here. Dit is u Gees wat deur ons werk. Mag ons oop wees vir die werking van u Heilige Gees. En mag ons harte vandag opnuut weer vir u gee. Here, ons is lief vir u en ons dank u ook vir alles wat u vir ons doen. Oor hoe u in hierdie wêreld werk en mense se harte verander. Dankie vir al die genade en vir al die liefde. Ons bid dit in u naam alleen. Amen.